In 2021, UPL Corp, in collaboration with ORISE in Agriculture, launched a carbon farming pilot in South Africa called Carbon Smart. The initiative aimed to test whether adopting regenerative agriculture practices could yield both economic and environmental benefits for South African farmers at scale. Our Carbon Smart farmers implemented the following practices: reduced tillage, cover cropping and crop rotations, livestock integration and high-density grazing, application of UPL's biological and sustainable products. By 2025, the first group of pilot farmers are set to earn revenue from carbon credits, demonstrating that restoring soil health and reducing emissions can go hand in hand with boosting farmer profitability. Kap! 2002 het ek op die plaas ingetrek. Was deel van 'n familieboerdery gewees, ek en my pa en my broer. Ek het eerstens net met geen bewerking begin. Ek het oorbeweeg na dit omrede ek met sanderige grond werk of boer en ons boer met grond, ons boer nie met gewasse nie. Ek het baie erosie gehad, ek het winderosie en watererosie gehad en dit was die rede gewees hoekom ek oorbeweeg het na geen bewerking. Ek het gedink geen bewerking is die antwoord. Geen bewerking is slegs maar een gedeelte van die hele herlewingslandbou struktuur. Maar ons boer hoofsaaklik maar met mielies en sojabone en dan het ons beeste ook en dan 'n klein gedeelte pekanneute wat heeltemal eintlik nie Oos-Vrystaatse gewas is nie, maar omdat ons in die herlewingslandbou is, dink ons 'n bietjie uit die boks uit en ons doen sommer heeltemal iets anders ook. Wat my aangetrek het tot die hele koolstofprogramme is. Ek het niks om te verloor nie. Ek het dit nie gehad nie, so ek kan maar net sowel die kans vat om deel te neem van dit. Wat bietjie uitdagend was, is ons weet nie in Suid-Afrika hoe dit werk en waar dit vandaan kom en gaan dit realiseer. Daar is baie stigma buite in die veld om te sê ja, dit is ook maar net 'n house of dit is iets wat moontlik kan gebeur, maar dit sal nooit gebeur nie. En hier staan ons vandag na 4 jaar om te sê ons het die bullet gebyt, ons het vasgebyt, ons het deurgedruk. Die grootste uitdaging wat ek gehad het op die herlewingslandbou is om met sand te werk, om dit op sand reg te kry. Hoe swaarder die grond is, hoe makliker is die hele herlewingslandbou. En om, soos wat ons ook vandag kan sien waar ons staan, is om my onkruidspesie eintlik natuurlik te kan laat voortplant. Soos die dekgewasse waarin ons staan is alles opslagdekgewasse. En dit was 'n uitdaging geweest om sanderige grond weer lewendig te kry, maar dit vat tyd. Dit vat ongelooflik tyd, dit vat opoffering, dit vat deursettingsvermoë. Die wille lewe of die dierelewe het baie gegroei en uitgebrei. Dit is so ons is maar in die natuur oorgelaat, so ek het al rietbokke opgetel. As ek net kan teruggaan op die voëlspesies, definitief. Daar was vir my die laaste 6 jaar 'n definitiewe verandering gewees. Ek het uilpale opgesit op my landerye wat dan nou help ook met die rotplaag wat ons het of die rotprobleme wat ons het met die springhaarsrotte. Ek het nou al 4 verskillende roofvoëlspesies wat ek in die dag opgemerk het en dan ook in die nag het ek 3 verskillende uilspesies ook al opgemerk. En dit alles werk van dieselfde paal af wat ek vir die uile opgerig het. Ja, ek dink die diversiteit op die voëlspesies is definitief ook vir my belangrik, want dit sê vir my die ekosisteem is gesond. Ja, maar die hele herlewingslandbou is dit regtig uitdagend om mens vra die vraag af, waar begin ek? Hoe gaan ek van 'n volkonvensionele stelsel of oor na herlewingslandbou toe? Ek het die roete gevat van die geen bewerking. Dit is in 'n rigting, dit is 'n stap. Maar as ek moet terugkyk oor die afgelope 15 jaar waarmee ek besig is met hierdie praktyk, wens ek het 15 jaar terug die kennis gehad wat ek vandag het, sal ek heel eerstens begin met 'n dekgewas. Maak nie saak, dekgewasse is nie net vir herlewingslandbouers nie. Dekgewasse kan gebruik word vir konvensionele boerderye ook. Dit gaan daaroor, jy wil die grond beskerm. Jy wil soveel as moontlik
stikstof en koolstof uit die atmosfeer uit weer terugploeg in die grond in, want dit is waar die hele koolstof emulsie vandaan kom. So die uitdaging is om herlewingslandbou toe te pas, die toerusting wat jy moet aanskaf. En dit is nie so duur nie, jy hoef nie al jou toerusting te vervang nie. Jy kan met jou bestaande toerusting kan jy begin om minder grondversteuring te doen, meer grondbedekking, wisselbou toe te pas, jou vee-integrasie wat jy kan inbring. Op die einde van die dag boer ons nie met gewasse nie. Ons gebruik die gewasse, maar ons boer wel met die grond. En ek is ook nie 'n opbrengsboer nie. Ek is 'n winsboer. Ek probeer, dit is lekker om te sê jy 10 ton mielies gestroop, maar wat het dit jou gekos om 10 ton mielies te produseer? So dit gaan vir my op return on investment, dit wat ek ingesit het, wat jy kan uitkry. Jy hoef nie 10 ton mielies te stroop om wins te maak nie. Mense kan dit met 4 en 5 ton ook reg kry. Dit sal vir my lekker wees om te sien, laat almal, al is jy hoe groot konvensionele boer, al ploeg jy nog, dit gaan nie oor om te ploeg of watse praktyke jy volg nie. Dit gaan daaroor dat ons volhoubaar moet produseer. Ons moet begin kyk om ons gronde te bedek. Ek dink die grootste verdigting is tussen ons twee ore. Ons moet begin anderster dink. Ons moet ons gedagtes begin ophef en anderster dink daaroor. En dit is hoe ek voel, ons sal regtig graag wil sien dat 'n regering in die orde van die dag, ons boere sal begin bystaan en ondersteuning gee daar waar hulle kan om projekte soos 'n smart carbon projek om hierdie goeders meer te dryf. Ek is net bang ons dryf so ver dat ons te ver in die afgronde afgaan voordat daar 'n regering of enige instansie gaan sien, hoorie, maar ons het nou moeilikheid. En dan is dit weer op ons boere. Ons Suid-Afrikaanse boere is ongelooflike boere. Ons het uithou vermoë, ons het deursettingsvermoë. Ons is die beste boere in die wêreld. Nee, daar's 'n gesegde wat sê die grond waarop ons boer, het ons nie geërf van ons voorouers af nie. Ons leen dit by ons kinders. En om iets te leen by jou kind of iets te leen by enige iemand, is ek geleer deur my gemeenskap en deur 'n baie goeie vriend om dit in 'n beter toestand of kondisie terug te gee.